Here, ons aanbid U, U wat bo alle nasies, bo alle gode staan. Here, ons is vandag in U teenwoordigheid en ons buig voor U, Here, met eerbied en met verwondering. Here, net soos in die geskiedenis van Israel is U soewereiniteit, U heiligheid openbaar op baie wyse, Here, ook deur die ark en die gebeure van die ark in die hande van die Filistyne. Daarom wil ons vanoggend, Here, erken dat U nie deur voorwerpe of deur rituele beheer en gemanipuleer kan word nie, Here. U is waardig, U is regverdig, U is heilig, U is almagtig, U is en bly die enigste God. Here, vergewe ons wanneer ons U teenwoordigheid te lig opneem, Here. Wanneer ons simbole gebruik, aan dit heilige betekenis gee. In 'n sekere sin, Here, daarvan 'n gelukbringer maak. Om vir onsself sekere waarborge van U seën te bewerkstellig. Ja, Here, ons wil vanoggend opnuut sê, leer ons die inhoud van U heiligheid. Daarmee saam die respek, Here, wat U toekom. Maak ons oë oop, Here, vir U werking in ons midde. Maak ons oë oop, Here, vir ons eie tekortkominge. Mag U woord vanoggend, Here, ons nie net roep tot besinning nie, maar weer eens, Here, tot gehoorsaamheid. Kom vul ons vanoggend, Here, met U wysheid. Gee aan ons 'n onderskeidingsvermoë tussen rituele simbole en U die waaragtige God. Gee ons die moed, Here, om ons lewens te bring, nie net in die heilige teenwoordigheid nie, maar dit waardig te leef. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons gaan vanoggend voort met ons reeks uit 1 Samuel uit. En net weer 'n herinnering, ons gaan die 12de September die reeks afsluit met 'n filmvertoning van die film Dawid, hier in eredienstyd in die kerk. Maar ons wil graag deur hierdie reeks begrip ontwikkel vir wie en wat Samuel is en was, en wat Samuel gevorm het. En uiteraard enige lesse wat ek en jy vir ons lewens ook daaruit kan leer. So vandag hoofstuk 5 en 6 uit 1 Samuel uit. Ek wil begin deur hierdie foto te wys en net vir 'n oomblik te vra, as jy daarna kyk, wat sien jy en wat ervaar jy in jou gees? Ons weet daar is 2 persone, Moses en Joshua, wat spesifiek beveel is, trek die skoene uit wat jy aan jou voete het, want jy staan op heilige grond. Eksodus 3, en die Here sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Joshua 5, toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig, en Joshua het so gedoen. As ons vanoggend oor hoofstuk 5 en 6 gesels, dan sal ons verstaan, dis die konteks waarin Samuel as jong profeet sy opleiding, sy apprenticeship, deurloop het. En hierdie gebeure moes 'n blywende indruk op hom gelaat het, rondom die heiligheid van die Here verseker. En ons sien dit ook verder in sy lewe, het dit hom toegerus om daardie heiligheid van God dan ook te respekteer, veral in sy omgang met Saul, wat ons later so 'n bietjie meer oor sal sê. Maar wat doen 'n mens met die simbool van jou skoene uittrek?
Jy erken God se heiligheid, jy erken sy teenwoordigheid, jy betoon eerbied en respek aan hom. Jy betoon afhanklikheid en jy erken dat God aan die werk is. En jy erken ook dat jy bereid is om te luister. En dat jy dikwels in sulke omstandighede die leiding van die Here ontvang. Beide Moses en Joshua het juis dit gedoen wat ons hier staan. En ek wil dit graag vanoggend ook doen. Ek het vanoggend 'n das ook aan en julle ken my goed. Ek is nie 'n formele mens nie. So ek respekteer die doop, ek respekteer die heiligheid van nagmaal en ek sal altyd 'n das dra. Maar vanoggend dra ek dit gewoon om aan te sluit by die prediking wat gaan oor die heiligheid van God. En daarom wil ek ook dit wat hierdie twee, Moses en Joshua gedoen het, wil ek vanoggend doen en ek wil my skoene uittrek as 'n betoning van respek vir die Here, as ook dan om te sê, Here, ek is nie net afhanklik nie, ek erken in hierdie oggend, in hierdie erediensruimte is U aan die werk, U Gees, en ek wil gewillig wees en bereid wees en ontvanklik wees, dat U ook tot my sal spreek in hierdie oggend. En as U my wil roep op 'n sekere pad, dat ek daarvoor ontvanklik is. As daar van U is wat gelei word om dit ook te doen daar in die bank met groot liefde, maar daar's geen verpligting op enige iemand nie. So ons staan stil by hoofstuk 5 en 6. Dit gaan grootendeels oor die ark, die hantering van die ark. Maar die ark was 'n simbool van die heiligheid van God. Nou ons weet dat die ark 'n interessante geskiedenis het, dat dit saam met die volk gereis het, dat dit ook plek gevind het in die tempel, dat dit in die allerheiligste was. Daar is volgens oorlewing binne die ark die 2 kliptafels, daar was 'n kruik met manna uit die woestyn en daar was die staf van Aaron. Maar hy was geseël. Dit was vir niemand beskore om daarin te kyk nie. En een keer 'n jaar het slegs die hoëpriester toegang gehad tot die allerheiligste waar die ark was. So inderdaad 'n baie sterk simbool, 'n voorwerp wat God se teenwoordigheid versinnebeeld het. So ons kan verstaan as die Filistyne dan sê, die ark moet ons byt. En dit het hulle ook gedoen. Dit was vir hulle drieledig. Dit was enerzijds 'n militêre trofee om te sê, weet jy wat, ons het nie net hulle oorwin nie, ons het hulle God oorwin, en vandaar ook die behoefte om hierdie ark te gaan sit in die tempel van Dagon, om net te wys, dis hoe dit lyk, as jy oorwin en verneder is. Dit het iets gesê van 'n godsdienstige oorwinning. Wie se God is eintlik nou die sterkste? Julle wat roem op die beskerming van julle God, ons wat roem op die beskerming van Dagon. En uiteraard dan 'n politieke en 'n kulturele simboliek in daardie tydsvak. Dit het gesê, ons het 'n volk se heilige voorwerp gevat. En daarmee saam het ons hulle identiteit gevat. Maar ook 'n stukkie van hulle beskerming. Die een wat hulle moes beskerm, het ons nou van hulle verwyder. So ja, gewis was die ark vir die Filistyne 'n baie besonderse trofee wat hulle wou byt. So in hoofstuk 5 sien ons die hele pad wat hy loop by die Filistyne. Wat hulle met die ark maak, maar wat die gevolge is van hulle ontheiliging van die ark, die teenwoordigheid van die Here. Hulle die ark van God van Ebeneser na Asdod toe gevat. Daar het hulle die ark in die tempel van hulle God Dagon ingevat en het langs die beeld van Dagon neergesit. Vroeg die volgende oggend, toe die mense van Asdod daar kom, sien hulle Dagon plat op sy gesig geval voor die ark van die Here. Hulle Dagon opgetel en weer regop op sy plek gesit, maar vroeg die volgende môre, lê Dagon weer plat op sy gesig voor die ark van die Here. Sy kop en hande het afgebreek en het in die deur van die tempel gelê. Hier is so 'n uitbeelding daarvan. Hulle probeer menslik gesproke sê, hier is ons God en hier is die ark, die teenwoordigheid van julle God. En dan gebeur in die nagtelike ure die onverklaarbare.
dat hierdie afgodsbeeld in 'n sekere sin buig voor die teenwoordigheid van God, die teenwoordigheid van die almagtige God respekteer. Tweede nag gaan dit verder, dat die hande en die kop ook afbreek. 'n Totale vernietiging, dis nie net 'n buig voor daardie teenwoordigheid van die Here in die ark versinnebeeld nie. Vers 6, die Here het die mense van Asdod en die hele omgewing laat les opsê en hulle vol swere gemaak. Die regerder sê toe, stuur die ark gat toe. Hulle vat die ark soontoe. Maar toe die ark daar aankom, was daar groot moeilikheid op die dorp. Die Here het hulle hard gestaan en al die dorp se mense, groot en klein, vol seere gemaak. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron toe. Die mense van die dorp het verskriklik bang geword, want die Here het die plek laat swaar kry. Die mense wat nog nie dood was nie, was vol seere. Jy kon die gekerm van die dorp se mense kilometers ver hoor. So die interessante is, waar hierdie ark ook al gekom het, was daar 'n tweeledige gebeurtenis, 'n reaksie op die heilige teenwoordigheid van die Here. Enerzijds die afgod, wat nie net buig voor die ark nie, maar die afgod beeld wat in stukke spat, vernietig word in die teenwoordigheid van die Here. En dan die mense. Maak nie saak na watter stad toe die Filistyne die ark verskuif nie. Die mense van daardie stad het gelei onder hierdie seere wat oral uitgebreek het, wat baie mense se lewens geëis het. So daar's 'n paar dinge wat ons in hierdie oomblikke saam met hulle kan leer en sê, as dit gaan oor God se soewereiniteit, dan strek dit oor mens, dit strek oor afbeeldinge, dit strek oor alles. Sy gesag is en bly bo alles en hy deel nie sy eer nie. Hy is alleen Here. Die oomblik wat jy hom naas ander gode of middele of afbeeldings plaas, dan gebeur hierdie dat hy sy almag openbaar. So die vraag vanoggend is vir my en vir jou, wie of wat sit ek en jy dalk onbewuslik langs die Here? As ons maar dink aan ons werk, die besluite wat ons daar moet neem, hoe ons daar funksioneer, of ons vir die Here plek het op die troon van my lewe daar, en of hy tydelik moet plek maak vir ander beginsels. Die materiële, die simbole wat ons graag gebruik, ons geliefdes, ons voorkoms, ons kinders, ek kan hierby sit ons kleinkinders. Waar is ek en jy rondom die plaas van dit wat vir my en jou belangrik is, en die vlak waar God in ons lewe moet wees, waar hy alleen geëer word, en die enigste is, die hoogste gesag. As dit gaan oor die heiligheid van God, dan eis hy van my en jou sy kinders, daardie eerbied, daardie respek. En hy het nie nodig dat ek en jy hom moet verdedig nie. Ek dink dis dikwels waarvoor ons bang is om bald te erken en te bely vir wie en wat ons staan, want ons is bang ons word gekonfronteer en dit is my en jou verantwoordelikheid om hom en sy eer te verteenwoordig in watter situasie ook. En hier kom wys die Here. Hy het nie ek of jy of iemand nodig om sy eer te verdedig nie. Sy teenwoordigheid maak dat hy die heilige God daar fisies teenwoordig is. En waar daar onverskillig daarmee gehandel word, is daar verseker gevolge. Die vraag vir my en jou vanoggend, wil ons hom soms verdedig, veral in die storms van die lewe, want dis tog wanneer die vraag kom, as ons kyk na hierdie verskriklike vloed, waar is God? En dan probeer ons antwoorde gee. As ons kyk na hierdie droë streke in ons land, wat vir hoeveel jaar nie water het nie, waar is God? Hoekom laat reën hy dit in hierdie provinsie en nie in hierdie provinsie nie? As ons kyk na die ekonomie, so kan ons aanhou. In die moeilikste van tye, in die stormtye van die lewe, dis wanneer ek en jy voel, maar nou moet ek die Here verteenwoordig. Ons moet nederig wees, gehoorsaam wees en respek hê. As ons dan
soos met die nagmaal, bepaalde rituele in simboliek vier, dan moet dit 'n hartsverandering by my tot gevolg hê, juis ter bevestiging van die heiligheid van die Here, juis ter bevestiging om die nagmaalstafel van wat hy deur die bloed van sy seun aan die kruis vir my en vir jou gedoen het. Waar hoofstuk 5 handel oor die vernietigende gevolge om die ark te gebruik as 'n simbool van ons het hulle gewen, selfs hulle God het ons gewen, is hoofstuk 6 'n weerspieëling van ons moet nou net ontslae raak van hierdie ark. Ons moet hom teruggee aan sy mense waar hy hoort. Die ark van die Here was 7 maande in die Filistynse gebied. Hulle het toe so gemaak. Hulle span 2 koeie wat in melk is voor die wa en hou die kalvers op stal. Hulle sit die ark van die Here op die wa en ook die sak met die goue rotte en beeltjies van die swelsels. Die koei het reguit na Bet-Semes toe geloop. Hulle het gebulk en gebulk, maar al die tyd pad langs gehou sonder om links of regs af te draai. Die Here het die mense van Bet-Semes swaar getref omdat hulle in die ark ingeloer het. So, hulle vra hulle raadgewers, hoe maak ons nou? Hoe kry ons hierdie ark terug by die Israeliete? En die antwoord was, kom ons probeer iets waar ons nie betrokke is nie, waarskynlik onderliggend, nie een van ons is bereid om op hierdie pad te sterf nie. Maar hoe onwaarskynlik is die plan wat hulle het? Vat 2 koeie wat kalvers het, wat in melk is, skei hulle van mekaar. Hulle het nog nooit 'n wa getrek nie, span hulle voor die wa. Sit hulle op die pad en los hulle. En ja, as hulle reguit stap tot daar by Bet-Semes, dan weet ons verseker, dis die ware God hier aan die woord. En so gebeur dit. Ja, die 2 koeie het gebulk, hulle het geroep na hulle kalvers, maar hulle het nie gaan staan nie, hulle het nie omgedraai nie, hulle het gestap en gestap, onder leiding van die Here, tot by Bet-Semes. En daar oorwin menslike nuuskierigheid. En hulle loer gou, wat is in die ark? Het hulle nie dalk dit ook uitgehaal nie? Maar selfs dit was teen die reëls van die hantering van die ark. Dit het die heiligheid van die Here aangetas en ook hulle is swaar getref. So ja, daar's maar net 'n uitbeelding van die 2 koeie en van die ark uiteraard dan met die goue vergoeding wat daarmee saam verpak is. Wat gebeur nou met die ark terug by die Israeliete? Hulle het gesê, wie kan naby die Here, die heilige God, lewendig bly? Nou wie toe moet die ark nou gaan? Hulle het vir die mense van Kirjat Jearim laat weet, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring, kom haal hom asseblief. Die mense van Kirjat Jearim het toe die ark gaan haal en hom na Abinabat, wat op 'n bult gebly het, gevat. Hulle het vir sy seun Eliezer gesê om niks anders te doen as om die ark van die Here op te pas. Die ark het 'n lang tyd, seker 20 jaar, in Kirjat Jearim gebly. So hulle besluit, wat is die beste om te doen? En hulle neem nou die ark en gaan plaas die ark in veilige bewaring vir meer as 20 jaar, waar die heiligheid van die ark dan ook gerespekteer is. Wat weet die Israeliete, veral na die ervaring van die loer wat in die ark is? Dit verg eerbied en respek. Hanteer ek God as my vriend? Wat sê my houding, my taalgebruik? My nabyheid aan ons hemelse Vader? Ek dink dis 'n vraag wat ons vanoggend onsself opnuut moet afvra. Het my en jou verhouding 'n vlak van intimiteit oortree, wat ek nader aan God wil beweeg as 'n vriend, platonies soos ons vriendskappe ken, of handhaaf ek die heiligheid? Wanneer ek met die Here in gesprek tree, en dit is inderdaad so, die Here is 24 ure 'n dag tot my en jou beskikking, toeganklik. Of ek in my kar is, maak nie saak waar ek is nie. Die vraag wat ek myself moet afvra, as ek wil sê, het Samuel 5 en 6 vanoggend ook enige waarde vir my in my hedendaagse lewe?
Dan is die vraag, en ek vra dit vir myself af, as ek op hier op ontdekker sit, ek luister 'n lied, ek praat met die Here, het ek ook daai inherente ontsag, eerbiedig ek sy heiligheid ook daar, om met hom te praat, om hom as vriend te beskou, is deel van my intieme verhouding met hom. Maar om dit altyd te doen in die regte gesindheid is die uitdaging. Want op menslike vlak, hoe nader ons aan mekaar kom, hoe nader ons vriendskapsverhouding na mekaar groei, hoe groter vryheid het ek en jy in ons omgang met mekaar. En dis reg en dis goed. Maar as dit kom by die Here, is daar 'n grenslyn wat ek en jy nie moet oorsteek. Hy is en bly die almagtige God. En om in sy teenwoordigheid te wees, is en bly 'n ongelooflike voorreg. En ons het vrye toegang. Maar kom ons sê na vanoggend, ek wil dit altyd doen met die nodige eerbied en respek. Dan wat die Filistyne en die Israeliete opnuut geleer het, is dat God se genade en oordeel nooit van mekaar geskei kan word. En die Filistyne het 'n plan gemaak wat in alle praktiese redes onuitvoerbaar was. Jy skei nie 'n koei wat 'n kaller het van mekaar. Jy span nie daai koei voor 'n wa. Sit daai koei op 'n pad, gee 'n houtjie op die bout en sê daar gaan jy nie. Dit gaan nie gebeur. Daai koei sal nooit daai kaller los nie. Sal nie een tree weggee in die rigting weg van haar kaller. En so is dit met my en jou. Want dit gebeur dat ek en jy soms verwyderd raak van die Here. Op 'n plek kom wat ek sê, veral in swaar kry tye, dit voel of die Here sy rug op my gekeer het. Dit voel of die Here my verlaat het. Dit voel of die Here my gebede nie verhoor nie. Daai bekende uitdrukking, ek bid teen die plafon vas. Ek gaan nie meer bid nie. Hy luister in elk geval nie. Die Here maak die pad terug altyd moontlik. Dink maar aan die verlore seun. Dink maar aan Dawid. Dink maar aan Paulus. Dink aan Petrus. Die Here maak die pad terug na hom toe altyd moontlik. Al oorskry dit die grense van menslike rede. En baie keer is dit die inhoud van ons gesprek. Ek het nou een tree te ver gegaan. Daar's nie meer vir my 'n kans om met die Here in 'n innige, intieme verhouding te staan nie. Ek het sy heiligheid onteer. Petrus het sy bestaan 3 maal ontken. Meer kan jy nie sy heiligheid aantas. En langs die meer, rondom 'n ontbyt, het die Here dit vir hom teruggegee. Die verhouding herstel. Die roeping saam met die verhouding. So kom ons sê vanoggend, om naby aan die hemelse Vader te wees, is en bly 'n voorreg. En as ek nie daar is nie, kan ek die eerste tree gee. Die Here sal die pad moontlik maak. Dis deel van sy genade. Hy reageer regverdig, ook op my onheilige hantering dalk van hom en voorwerpe. Maar hy gee middele tot herstel. Met hom in my en jou lewe. Ek dink prakties moet ons vanoggend sê, ons het tyd nodig om net 'n bietjie introspeksie te neem. Na ons eie doen en late. Ons eie manier van omgang met die Here. Ons eie gebruik van God se name byvoorbeeld. Die simbole wat ons gebruik. Wat is die waarde wat ek heg aan die kruis wat in my karspieeltjie hang? Wat is die waarde wat ek heg aan die kruis wat by my voordeur staan? Daar's niks fout daarmee nie. Maar is daar by my 'n diep gewortelde eerbied en respek wat saam met daai simbool gaan? Dan besef ek opnuut, as ek agter die stuur sit, en daai simbool hang aan my spieeltjie,
gaan ander my gedrag en my menswees dophou en iets te sê oor die kruis, nie oor my nie. En dit mag nie sy heiligheid aantas nie. So kom ons ondersoek ons eie praktyke, ons eie gebruike, ons eie rituele en dinge wat ons gebruik as simbole, dat dit nie in ons konteks 'n vorm van 'n gelukbringer word nie. Wat hoor ons? Wat het Samuel gehoor? Wat het hom gevorm? Wat kan my en jou vorm uit hierdie 2 hoofstukke? En ons weet, Samuel was op 'n moeilike plek. Aan die een kant het hy vir Saul tereggewys. Hy het vir Saul gesê, wat jy gedoen het, is verkeerd. Jy mag nie die koning saamgebring het nie. Jy moes nie vir Agag gebring het nie. Jy moes nie die beste van al die diere gevat het nie. Dis teen die opdrag van die Here. Dit was die breek, daardie gesprek van Samuel met Saul, tussen die koningskap van Saul en die Here. Hy het die opdrag ontvang, hy moes Dawid gaan salf, en dis waar die film gaan, as koning in hierdie konteks. En een van die dinge wat hy daai dag geweet het, toe hy hierdie gesprek met Saul gehad het, was die agtergrond wat hy opgedoen het, in hoofstuk 5 en 6. Jy tas nie die eer, die heiligheid van die Here aan nie. So wat het hy gehoor? Wat het ek en jy gehoor vanoggend? Hy is soewerein, hy regeer. In elke faset van ons lewens moet hy. Daar mag niks naas God op die altaar van my lewe geplaas word. Soek allereers die koninkryk van God. En al die ander dinge sal my en jou toeval. Maar wat doen ek as ek allereers die koninkryk van God soek? Ek plaas hom alleen op die altaar van my lewe. Hy is die nommer 1. En die res kom daaronder. Hy is almagtig. Hy het nie my nodig nie. Veral nie in moeilike situasies om hom te verdedig nie. Ek kan hom bloot eer as die almagtige. Hy is die heilige. Sy teenwoordigheid is heilig. As hy vanoggend sê, waar 2 of 3 in my naam saam is ek in julle midde, sy teenwoordigheid is volgens sy belofte vanoggend hier gewaarborg. En daardie teenwoordigheid is heilig. En elke erediens moet ons daardie heiligheid met eerbied en respek hanteer. Die ark was 'n simbool van sy teenwoordigheid. Die kruisie aan my spieël in die kar is 'n simbool van sy teenwoordigheid. Maar hy plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op my, dat ek in daardie teenwoordigheid van die Here dit sal eer en sal eerbiedig. En God is genadig. Hy maak die pad na hom toe altyd moontlik. Ook vir my en vir jou. As ons dit in ag neem vanoggend, is die vraag, waar staan ons rakende die heiligheid van God en sy teenwoordigheid? Dit is so. En ek kan getuig daarvan. Verlede week met die toga en die pak en die wit hemp en die wit das, dit het my en my menswees in 'n ander, wat kan ek sê, 'n ander vlak van status gestel. Ek het inherent gevoel, hierdie is heilig. En dit het my heeltemal vervul. As ek hier staan met 'n oopnek hemp en 'n gemaklike broek, as ek nie moeite doen om daardie heiligheid te vestig nie, dan gaan ek dit laat verlore gaan. Hoe meer ontspanne 'n mens is, hoe meer informele mens is, maak dit die deur oop om daardie heilige element te verskraal. En daarom vanoggend 'n herinnering vir my en jou om te sê, waar staan ek met die heiligheid van God? As ek op my knieë sak in die oggend of in die aand, hanteer ek dit, my gebed, as 'n heilige ontmoeting met daardie eerbied en ontzag. As ek in die kar is en ek sing 'n lied saam wat gaan oor hom, is dit met die nodige respek en eerbied. As ek met hom gesels
En dis nodig, ons kan nie anders nie, veral ons hier in die stad, wat soveel ure agter die stuur sit, met besige verkeer. Ons moet met hom gesels. Maar is dit met die nodige respek en eerbied wat hom toekom? Tweede vraag, is ek bereid om my skoene uit te trek? Dit neem dikwels 'n handeling om te sê, nou eerbiedig ek die Here. Dit verg soms van my om in 'n vergadering of in 'n vriendekring of waar ook te sê, ek trek nou die streep. Dit wat nou hier gebeur, die tas die heiligheid van die Here aan. En ek kan nie langer my daarmee vereenselwig. Ek moet my skoene uittrek as dit nodig is, om die teenwoordigheid van die Here nie te eerbiedig nie, maar ook aan ander te kommunikeer. En laastens, watter waarde heg ek aan mense, aan dinge, aan simbole, aan rituele? Dit is so, 'n ou se geliefdes plaas ons baie hoog in ons lewe. Of dit nou my wederhelft is, of dit my kinders is, en of dit my kleinkinders is, of ouers is, of familie is, of vriende is. Dit is 'n hoë premie in ons lewens. Maar soms is dit nodig om te vra, is daar 'n vlak bo hulle? Want daar moet wees. Dis God se plek. Hy is en bly eerste. En dit moet ek na hoofstuk 5 en 6, as ek dit gelees het, vir myself opnuut afvra. So ja, vra daardie 3 vrae vir jouself, en kom ons buig ons hoofde. Here, ons dankie vanoggend, dat ons saam met Samuel die tree kon gee, deur hoofstuk 5 en 6. Ja, Here, ons weet U is soewerein. Ons weet U is heilig. Ons weet U regeer. Maar Here, in ons gejaagde lewe, is daar tye wat ons dit soms nie eerbiedig nie. Here, vergewe ons as ons U teenwoordigheid nie na waarde ag nie. Here, gee ons insig om ons optrede in te rig, Here, met U eerste in ons lewens, waar ons U heiligheid in 'n daaglikse gewone roetine nie net raak sien, Here, maar respekteer. Vorm ons, Here, soos U vir Samuel gevorm het. Skep in ons, Here, daardie profetiese stem in hierdie wêreld, 'n stem van waarheid, 'n stem van geregtigheid, 'n stem van barmhartigheid. Mag ons daardie stem uitleef in ons families, in ons vriendekring, in ons werk, in ons gemeenskap. Seën die pad, Here, waarop ons is. Dankie dat daar altyd 'n pad is, nader en terug na U toe, Here, waar U die leiding neem, soms bo menslike, verstandelike vermoëns te. Mag die genade, Here, vanoggend, wat U vir ons het, opnuut vir ons 'n werklikheid wees. En Here, ons eer U in ons lewens as die enigste ware koning. Amen.